Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told Goeiemôre liewe geloofsvriende. Ek dank die Here vir 'n genade oomblik soos hierdie vanoggend waar ons vandag weer hom saam kan aanbid en sy woord kan bestudeer. Vandag se tema is om met impak in hierdie wêreld as gelowiges te leef, met impak vir Christus soos Christus Jesus te leef. En 'n lewe met impak begin eers waar ons werklik soos Christus begin leef en dink, waar die gesindheid van Jesus ons gesindheid word en waar die passie van Jesus ons passie word. En 'n teks uit Matteus is vir my 'n besonderse teks wat vir my juist dan vanoggend iets vertel van die passie, wat vir ons iets vertel van die gesindheid, van die werkswyse, van die impak waarmee Jesus geleef het. En ek lees dit vir ons uit die 1983 vertaling, Matteus 9 by vers 35. Jesus het al die dorpe en die klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels: "Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes." 'n Kort stukkie met 'n besonderse betekenis, met 'n besonderse inhoud wat vir ons leer van die passie en die gesindheid van Jesus. Nou in die eerste plek, die eerste ding wat ek raak sien, is dat ons, as ons met impak wil leef, dan moet ons begin kyk soos wat Jesus gekyk het. Ons moet begin sien soos wat Jesus gesien het. Jesus kom op hierdie plek en hy sien die skare mense, en wanneer hy hulle sien, dan dink hy nie by homself: "Ag nee, kyk hierdie skare mense, hulle gaan nou weer net my energie en my tyd opeis en tap nie." Nee, Jesus kyk verby die oppervlak. Hy sien die mense se oë en se harte raak. En Jesus sien maar hierdie mense is geestelik moeg. Hulle is depressief, hulle is nie op 'n goeie plek nie. Hulle harte, hulle gemoedere is seer en moeg. Hulle is geestelik honger. Hulle kort omgee en liefde. En Jesus bied dan aan om dit vir hulle te vervul, bied dan aan om in hierdie honger 'n vervulling te wees. As ek en jy na die wêreld, na ons omgewing, ons dorp, ons land kyk, hoe kyk ons? Wat sien ons? Sien ons dit soos wat Jesus dit sien? Die tweede ding wat Jesus hier doen, wat my opval, wat nodig is vir 'n lewe met impak, is dat ons moet begin voel soos wat Jesus gevoel het, dat ons dieselfde meegevoel moet hê soos wat Jesus gehad het. As jy begin om na die wêreld deur Jesus se oë te kyk, is dit outomaties of natuurlik dat dit ook gaan gebeur dat jy oor die wêreld, oor die omgewing, oor jou land gaan begin voel soos wat Jesus oor hulle gevoel het, oor die wêreld gevoel het. Toe Jesus die skare gesien het, het hy hulle innig diep jammer gekry. Hy het compassion gehad, 'n diep jammer en 'n meegevoel, 'n besorgdheid. Hy kon hulle swaar en hulle seer en hulle honger aanvoel, eintlik omtrent asof dit sy eie was, asof dit hy was wat daaronder gelei het. En dan breek sy hart soos wat hy met hulle meegevoel het. Hy kry seer, sy hart bloei vir mense. Ek en jy, wat gebeur met ons? Is ons koud, afsydig, sonder gevoel, of het ons al begin op ons geloofsreis om die meegevoel, die compassion wat Jesus gehad het,
te voel. Jesus is beweeg deur die mense se hart, is geraak en beweeg deur die mense se suffer en swaar kry en seer. Wat doen dit aan my en jou? Die derde gedagte wat vir my bring by 'n lewe van impak, as ons met impak vir Christus, soos Christus wil begin leef, is dit dat ons moet bid soos wat Jesus gebid het. Jesus sien hierdie mense se swaar, hy sien die mense se teneergedruktheid, se honger, se hartseer. Maar dit maak hom nie mismoedig nie, dit maak hom nie moedeloos nie, dit laat hom nie sonder hoop nie. Dadelik het hy die gedagte van ons moet vir God vra om meer en meer werkers te stuur, meer en meer troosters te stuur, meer en meer Jesus volgelinge, disippels, onder die mense in te stuur, in die veld in te stuur, en dis nie net vir die verkondiging van die evangelie nie, dit ook, maar dit deur troos en versorging en hulp, want Jesus weet en twyfel glad nie daaraan dat Vader God soveel groter en magtiger is as enige probleem wat enige mens in die gesig sal staar nie. Wanneer laas het ek en jy die Vader gevra om mense meer en meer te stuur die veld in, want die oes is groot en die arbeiders is min? Wanneer laas het ek en jy aangebied dat God ons moet gebruik vir juist dit, dat ons vir God sê, Here, buite ons gemaksones, gebruik ons, vat ons. Wanneer laas het ons onsself aangebied in gebed dat die Here ons moet stuur en juist ons moet gebruik, die vrees moet wegvat en dat ons met hoop na mense toe sal gaan. En dan die laaste wat hierdie teks vir ons leer, om 'n lewe van impak te leef soos Christus vir Christus, is dat ons moet begin doen soos wat Jesus gedoen het. Jesus het nie net vir God gevra om nog mense te stuur, nog arbeiders te stuur nie. Hy vra dit, maar hy raak self betrokke. Hy spring self in en hy doen self dinge. Hy sien die skare, dit roer sy hart, hy kry hulle innig met compassion en simpatie en meegevoel jammer, en dan rol hy sy moue op en hy spring in en hy begin werk. Is ek en jy nog bereid en betrokke en in die skare, in die plekke waar Jesus ons plant en plaas om juis ook met impak en compassion te leef, om 'n impak te maak, veral ook in hierdie tye waarin ons leef? Of is ons vol verskonings en volle klomp redes waarom ons dit nie kan doen nie, waarom ek nie bekwaam genoeg is nie? Die Here soek net 'n bereid, 'n gewillige hart en hy doen die werk deur ons. En die Here wil so graag hê ons elkeen met compassion leef, met impak vir hom, soos hy om regtig by mense in hierdie swaar en harde tye uit te kom. Amen. Vriende, ek hoop is vir julle geseënde dag. Mag die Here vir julle goed wees, julle beskerm, julle bewaar, julle seën met sy goedheid en guns, goeie gesondheid, veiligheid. Mag julle aan hom vashou, mag julle hard werk aan 'n verhouding met hom, want ons onthou ons geloof gaan oor 'n verhouding met Jesus. 'n Geseënde dag en dra sy seën ook aan ander oor. Amen. Lekker dag, totsiens. Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. When Moses had stage fright, and David brought a rock to a sword fight, you picked 12 outside.
month of the year, when it's stormy or clear, there's a place you can always find me. Very calm and serene, looking down at the green, while waiting my turn at the tee. I may never shoot par, for my shots don't go far.